Nadat Isboset vermoor is, was daar niemand meer in Saul se familie wat die bekwaamheid gehad het om koning te wees. Mephiboset, Jonathan se seun, was toe die enigste een wat nog reg gehad het, of aanspraak kon maak op die troon. Maar hy was lam. 'n verpleegster het hom laat val toe hy jonk was, en toe het sy ruggie gebreek. So hy was nou nie bekwaam vir hierdie werk nie, nou dat hy 'n groot man was nie. Weet nie dat hy by Dawid in die huis gebly. Dawid het Jonathan beloof dat hy na sy kinders sal kyk, en omdat Mephiboset Jonathan se seun is, het Dawid vir hom gesorg. Die volk het toe nou maar by mekaar gekom en hulle het eenparig besluit dat hulle Dawid as hulle koning gaan salf oor die hele Israel. En afgevaardigdes van al die stamme af is toe Hebron toe. En daar in Hebron het hulle by mekaar gekom en het hulle die koninklike heerskappy aan Dawid opgedra. En Dawid het toe met hulle 'n verbond gesluit, en so het hy koning geword oor die hele Israel. Dawid was 'n mens wat, deur die Here se genade natuurlik, baie ver kon dink en ver kon sien. En hy het dadelik verstaan dat as hy in Hebron bly, dit 'n gevoelige ding mag wees vir hierdie ander stamme. Toe het Dawid besluit om Jerusalem in te neem en om sy koninklike residensie daar te maak. Jerusalem het op 'n plek gelê waar hy so was dat hy bereikbaar was en aanvaarbaar was vir al die stamme van Israel. En hy het ook besluit om Jerusalem sy hoofstad te maak, die hoofstad van sy koninkryk, die hoofstad van Israel. En dit was 'n baie belangrike politieke skuif wat hy gedoen het, waarmee hy die hele Israel onder hom verenig het. Kyk, Jerusalem is baie lank al bekend. Dit is die stad waar Melchisedek al koning was. Genesis 4 vers 18 lees ons al van die stad Salem. In Rigters 19 vers 10 en 11 het die stad nou heeltemal 'n ander naam gehad. Sy naam was toe Jebus, maar dit is nog altyd dieselfde stad. Jerusalem beteken stad van vrede. Dit was 'n baie sterk bergvesting hierdie Jerusalem. En hy was nie maklik inneembaar nie. Die Jebusiete wat daar gebly het, het geloop en spog en vertel dat hulle stad so sterk is daar waar hy lê in daai bergvesting dat selfs blindes hom kan verdedig, dat iemand hom nie kan inneem nie. Maar Dawid het hierdie stad ingeneem. Eintlik moet ons eerlik wees, die Here het dit vir hom ingeneem. Want hy het sommer die stad aangeval, toe die Here vir hom gesê, nee, wat maak jy nou? Jy kan nie opdraande veg nie. Toe die Here vir hom gesê, hy moet daar onder in die laagte gaan wegkruip onder die bome. En dan moet hy maak of hy hulle aanval, en as hulle opskraap, en hulle gaan uit in die laagte, en dan sal die Here die toppe van die bome roer, en dan moet hy uitspring, en sal hy hulle in die laagte wen. So het die Here Dawid se lewe vir hom beplan, en al die oorwinnings vir hom gegee. En Dawid het die stad ingeneem, en hy het die Dawidstad genoem, en hy het die terriers gekry, en met hulle hulp het hy vir hom 'n paleis daar laat bou. Toe dit nou goed gaan, het Dawid besluit dat hy die ark van die Here na Jerusalem toe wou skuif. En dit was net so 'n belangrike ding, want toe het hy die al 12 stamme godsdienstig ook onder hom verenig daarmee. Jerusalem was met ander woorde die godsdiensthoofstad en die regshoofstad van die ryk Israel. Al 12 stamme saam. Maar die verskuiwery van die ark het nie so maklik gegaan nie. Aanvanklik het die godsdienst begin nou in verval raak, want die ark het nog altyd daar in Kirjat Jearim in Abinadab se huis gestaan. En toe Dawid nou opdrag gegee het met nou na Jerusalem toe kom. Nou Issa en Agjo was nou Abinadab se 2 seuns. En hulle was nou in beheer van die besigheid aanvanklik, en hulle het nou die ark sommer op 'n nuwe wa gelaai, en daarmee begin aanry na Jerusalem toe. Natuurlik met 'n groot feestelike optog van die hele volk daarby, en wat alsnog, en toe die ark gly, toe die wa skeefloop,
toe sien Issa die ark gaan nou van die wa afgelei en toe sit hy dit met sy hand en die oomblik toe sy hand aan die wa geraak het, daardie oomblik is hy toe met 'n weerligstraal doodgeslaan. Die Here het 'n skeur aan Issa geskeur, staan in die oorspronklike teks. En dit het baie hartseer veroorsaak. En toe het Dawid die ark net daar laat afdraai na die huis van Obed-Edom toe. Hy het dit nie verder na Jerusalem toe vervoer nie. En toe merk Dawid op oor die tyd dat die Here die huis van Obed-Edom seën. Toe maak hy weer planne om die ark na Jerusalem toe te bring, maar hierdie keer het hy die regte goed gedoen. Hy het die Here gaan raadpleeg. En hy het vir die Lewiete gesê, julle moet nou presies weet hoe wil die Here hierdie ark verskuif hê en hoe nie. En hulle het toe nou baie noukeurig volgens die voorskrifte van die wet vir hom gaan sê, dat die ark moet gedra word. Die draaghoute moet deur die ringe aan die kant gesteek word en gedra word. Nee, hy mag nie op 'n waarhy nie. Daar's 'n baie mooi stuk simboliek in. Die Here wil sy kerk deur die tyd beweeg deur sy amptdraers. Hy wil nie meganies sy kerk beheer nie. Laat beheer ook nie. En so Sadok en Abjatar was die 2 Lewiete wat nou na hierdie dinge moes kyk. Hierdie keer het dit baie voorspoedig gegaan. En Dawid het voor die ark uitgejubel en uitgehuppel. Later het hy, lyk my, warm gekry en hy het sy boorrok afgetrek en hy het net in 'n linne skouerkleed voor die volk uitgedans en gejubel. Ons sou in ons moderne taal sê, hy het nog net sy onderrok aangehad. Michal, sy vrou, en is eintlik 'n vrou vir wie hy baie lief was ook, hy het deur die venster geloer van bo van haar vertrek af waar sy gebly het en sy het gesien hoe kom haar man in sy linnekleed hieronder verby in die straat en sy het hom verag. Sy het nie hierdie soort van diep gemeenskap met God waar jy so aan oorgawe kan jubel en juig en sang en spring en dit vir kilometers aan mekaar totdat die ark op sy plek is. Sy het dit nie geken nie. En sy het in haar hoogmoedigheid gedink, Dawid is daarom nie 'n ordentlike koning op die styl van haar pa nie, want haar pa sou nooit sulke goed gedoen het nie. En later het sy Dawid skimpend hieroor verwyd. Dawid het hom natuurlik liderlik daaroor vererg, en hy het nooit weer met haar gemeenskap gehad nie, sê die Bybel. Die enigte het haar opgepas. Enigte was mans wat as jong kinders is hulle geslagsdele verwyder. En hulle het normaalweg die konings en die belangrike mense se harems opgepas. En dan sê die Here in die Bybel, en Michal het dus kinderloos gesterf. Sy het nooit 'n kind gehad nie.